Goeiemôre, dit is Dinsdag die 24ste Junie. Vanoggend Handelinge 9 vers 17 tot 20. Hierdie gedeelte speel af nadat Paulus op pad na Damaskus was om gelowiges te vang, hulle tronk toe te vat en hulle te verhoor. Dis nadat Stefanus met klippe doodgegooi is, Saulus bygestaan het en dit goedgekeur het. Dan staan daar, Ananias het vertrek en die huis binne gegaan, en vir hom, dis Saulus of Paulus, die hande opgelê met die woorde, Saul, broer, die Here het my gestuur. Jesus wat in jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien, en met die Heilige Gees vervul kan word. Dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval, hy kon weer sien, hy het opgestaan en is gedoop. Nadat hy geëet het, het hy sy krag herwin, hy het 'n paar dae lank saam met die disippels in Damaskus, en hy het Jesus dadelik in die sinagoges verkondig deur te sê dat hy die Seun van God is. Paulus, of Saulus op daai stadium, hierdie vervolger van die kerk, hierdie ywerige een wat Christene gevang het en doodgemaak het, hy word deur Jesus aangeraak op die pad na Damaskus. Jesus ontmoet hom, en dan is hy totaal onbestand daarteen. Dan verander sy totale lewe. Van 'n vervolger van die kerk word hy skielik die grootste sendeling wat die kerk nog gesien het. Word hy skielik die skrywer van die helfte van die Nuwe Testament. Niemand van ons is bestand deur God nie. Ek dink baie van die gelowiges het op daai stadium gebid dat die Here hulle moet bewaar van Paulus. Die Here het beter gedoen as dit. Hy het Paulus se lewe verander, hom tot bekering gebring, en so nie net die Christene veiliger gemaak nie, hy het een meer gemaak, dat hulle nog groter effek kan hê in die wêreld. As ons kyk na mense wat ons dink die slegste is, kom ons bid dat God hulle aanraak. Want niemand is bestand teen God nie. God kan enige iemand, kan almal verander. Ja, ook vir my en jou. Hemelse Vader, dankie dat ons kan sien hoe groot u krag in die lewe is. Dat u mense van vervolgers van die kerk kan verander na sendelinge. Ja, Here, iemand wat u kinders vervolg en doodgemaak het, kan verander na iemand wat mense gaan uitnooi om deel te word van u koninkryk en van u huisgesin. Dankie, Hemelse Vader, dat daardie krag ook in ons werk, u Heilige Gees. Mag ons daagliks deur u Gees vernuwe word. Here, dat ons met vreugde en blydskap elke dag sal lewe en u koninkryk sigbaar sal maak in die goed wat ons sê en die goed wat ons doen en die manier hoe ons goed doen. Ja, Here, dat ons in ons algemene lewe, ons lewe van maandag tot Saterdag, ook u sal verheerlik. Dankie dat ons vir mekaar kan bid, vir ons gesinne, Here, vir ons persoonlike nood. Dankie dat ons kan bid vir mekaar as gelowiges, vir hulle in ons gemeente wat siek en seer het, wat bang is. Here, vir hulle wat bekommerd is oor die toekoms, polities, ekonomies, veiligheid, misdaad. Here, ons lewe in 'n wêreld wat op sy kop is. Oorloë, Here, ekonomie wat druk, chaos eintlik maar. Ons plaas dit in u hande. Dankie dat u ons vrede, ons hoop, ons krag is elke dag. In Jesus Christus se naam. Amen.